Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om ook weer vanmôre die woord van die Here aan u te bring. Ja, wat 'n moeilike week het ons nie agter die rug nie. Eintlik 'n swart week. Want benewens die COVID-infeksies wat feitelik dodelik is, veral vir mense wat nie die inentings gehad het nie, en gevolglike sterftes tot gevolg het, is dit in daardie opsig, in een opsig is dit dan alreeds 'n swart week. Maar ook in 'n ander opsig, eintlik twee ander opsigte. Omdat ons hierdie week, hierdie vlaag van geweld en van diefstalle, van plundering oor ons land, van KwaZulu-Natal tot in Gauteng ervaar het. Vragmotors wat gebrand is, en winkels wat gestroop is. Daarbij ook die koue wat skielik toegeslaan het. Ja, saam met die swart ryp wat alles voor hom wat nog gelewe het, doodgemaak het, alle plante, was daar ook hier die strooptogte, feitelik reg oor ons land. En daarom is dit ook die rede hoekom ek vanmôre in swart is. As 'n teken van rou en as 'n teken van ootmoed voor die Here. Jy sal ook merk dat op die agtergrond ek nie in die kerk is nie. Hierdie opname word by my huis met my eie toerusting gedoen. En daarom wil ek by voorbaat verskoning maak vir die kwaliteit wat moontlik nie dieselfde sal wees as tevore nie, maar ook vir moontlike steurings wat ons mag ervaar hier by 'n huis. Honde wat blaf en allerhande ander geluide wat nie gewoonlik deel van die opname is nie. So ek maak verskoning daarvoor, omdat ek in my huis, my gesin, tans in isolasie is as gevolg van COVID. Dit gaan egter met ons nog goed deur die genade van ons liewe Here. Ons is almal redelik aktief nog. Ons het nog nie erge simptome nie. En daarom kon ek hierdie week ook nog hierdie preekse voorbereiding doen. Daarom, geliefdes, hierdie diens van vanoggend is 'n diens waarin ons voor die Here gaan verootmoedig, omdat ons land eintlik in rou is. Mag die Here dan gee dat hy my sal gebruik as 'n instrument
om hierdie boodskap aan u te bring. Kom ons buig dan die hoofde in gebed. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in hierdie moeilike tyd waarin ons leef, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte, met ander woorde ook ons emosies, en ons gedagtes, met ander woorde ons gesonde verstand, bewaak en bewaar in Christus Jesus, ons Here. Iemand het een keer gesê, dat die beste manier om wanneer jy sleg voel en selfs depressief voel, is om te begin sing en om veral lofliedere tot eer van God te sing. Dat ons maar dink aan Paulus en Silas in die tronk in Filippi, wat terwyl hulle in boeye was, lofliedere tot eer van die Here gesing het. Kom ons doen dit ook. As ons hartlik saam sing lied 203. Ons sing daarvan dit wat op die skerm verskyn. Geliefdes, die gebeure van hierdie week het my so laat dink aan 'n tyd in die geskiedenis van die volk Juda in Jerusalem, toe hulle ook 'n groot krisis ervaar het. En die Here het vir my gelei eintlik voor hierdie week al om hieruit 'n preek te maak. Ons gaan lees uit 1 Konings 18, maar dan ook gaan ons blaai na Jesaja 37,
Maar hier dieselfde gebeure ook in Jesaja weerspieël word. Maar voordat ons by ons prediking kom, en by ons skriflesing kom ons verootmoedig ons in gebed voor die Here. Here, ons Here, hoe groot en hoe magtig is U naam op die ganse aarde. Ja, die hele wêreld, die hele koninkryk is daarvan vol. Baie dankie dat ons 'n magtige God mag aanbid. Baie dankie, Here, dat ons ook na U mag roep in 'n tyd soos hierdie waarin alles rondom ons in mekaar stort en deur mekaar is. En noodwendig ook 'n invloed op ons gemoed het. Here, ons kom buig in afhanklikheid vanmôre voor U. Ons kom soek by U raad. Want soos Hiskia gesê het, ons is in die moeilikheid. Here, ons kan maar net bid dat U vir ons uit U woord ook sal raad gee. Daarom bid ons, Here, dat U self deur my as prediker aan die woord sal kom. En dat ons dit so sal aanvaar, Here, as U woord. Here, ons wag op U. Amen. Liefdes, voordat ons dan nou by ons skriflesing kom, net enkele opmerkings. Ons het met kommer kennis geneem hierdie week. Toe ons gekyk het na beeldmateriaal wat op ons TV-skerms afgespeel het. Baie gelowiges, en ek sluit myself daarby in, het gewonder of dit nie die begin van die einde is, of die eindtyd nie dalk besig is om aan te breek. Want ons hele wêreld is deur mekaar. Die gebeure van die afgelope week vul ons met 'n verskeidenheid van emosies. In die eerste plek was daar ongeloof of verbasing oor die onbeheersheid en die arrogansie van die betogers. Die mense wat nie selfs nie eers hulle gesigte bedek het, en wat selfs ook vir die kameras geglimlag het wanneer hulle met gesteelde goedere uit winkelsentrums uitgehardloop het. Winkelsentrums wat in totaliteit gestroop is van alles wat daar binne is. Dit was asof mense
mal geword het. Dan 'n tweede emosie wat deur my gespoel het, was die woede oor die onbeholpenheid en die onbetrokkenheid en die draak my in die agtigheid van die polisie. Polisie wat hulle self ook aan die goedere gehelp het. Derdens afgryse oor die omvang van die geweld en die oormag van onbeheerbare betogers en die skade en die verlies van eiendom. Vragmotors met hulle vragte ter waarde van miljoene rande wat aan die brand gesteek is en in vlamme opgegaan het. Daarby ook 'n vrees van ons as wetsgehoorsame burgers dat 'n burgeroorlog dalk nou uitgebreek het as sake mond uitdruk. Dan ook verwarring oor wat 'n mens te doen staan. Moet jy vlug? Moet jy veg? Of moet jy vries? Ja, ek verneem vanoggend so die radio van letterlik duisende mense wat aansoek gedoen het om te emeriteer, om land uit te gaan. Mense wat nie meer in Suid-Afrika wil bly nie. Ons is al so min blankes in ons land. Geliefdes, dit is situasie waarin meeste van ons nog nooit voorheen was nie. Absoluut 'n laagtepunt in die geskiedenis van ons land. Jan voeg daarby die huidige vlaag van die Delta variant van COVID-19, wat nie alleen duisende mense per dag infekteer nie, maar hospitale wat nie meer mense kan vat nie. 'n Familielid van my wat 'n baie bekende teoloog is, moes hoor, ons hou 'n plek vir mense wat dit meer nodig het as jy. Gelukkig kon hulle dan by 'n ander hospitaal 'n plek kry. Honderde mense per dag wat sterf. Dink maar net hoeveel mense in ons ou klein dorpie het nie hierdie afgelope week en afgelope maand gesterf. Mense rondom ons, mense wat ons goed geken het, wat nie meer daar is nie. Verder ook die vrees dat as jy die geringste verkoue kry, of griep, dit jou laat wonder, maar is ek nie dalk ook nou 'n COVID slagoffer nie? En as jy uiteindelik uitvind dat jy positief is, dan wonder jy, is ek nie dalk die volgende sterfgeval nie? Nog nooit het ons die dood van so naby gesien of ervaar nie. Dus mense partykeer spottender sê,
Daar word nie meer aan ons bors gekap nie, maar in ons ry. Die vraag is egter of dit so vreemd is. Ek het 'n bietjie gaan dink oor vorige geslagte. Wat was hulle ervaring van die lewe? Feitelik elke vorige geslag het was een of ander tyd aan sodanige omstandighede onderwerp. Ons grootouers en grootouers, oupas en oumas met ander woorde, moes die 3-jarige oorlog meemaak, waarin baie vroue al mans en kinders verloor het, waarin al plaashuise feitelik bokant hul koppe afgebrand is deur die swart aarde beleid van die Britse troepe. Minder as 20 jaar verder, die Eerste Wêreldoorlog, en daarmee saam die groot griep van 1918, soortgelyk aan COVID-19. Duisende mense wat te sterwe gekom het. Ouers moes die depressie en die gepaardgaande droogte en hongersnood van 1933 beleef. En asof dit nie genoeg was nie, kort daarna 1939 'n Tweede Wêreldoorlog, waarin baie mans, baie van ons vaders miskien, noodgedwonge saam met die geallieerde magte moes deelneem aan die wêreldoorlog. Ouers wat hulle kinders verloor het, hulle seuns verloor het in 'n vreemde land, Delwelbos, skaarste aan lewensmiddele, daarom 'n volgende geslag, my geslag, die baby boomers, het ook ons deel aan trauma en geweld van bloedvergieting moes ervaar. Eerstens met die opstand in Junie 1976, met die jeug wat in opstand gekom het. Maar ook die grensoorlog, waarin baie van ons mans van my ouderdom die dood van 'n makker in dieselfde peloton as hulle moes ervaar. Mense wat ledemate verloor het as gevolg van bomme wat hulle afgetrap het. Daarom lyk dit vir my asof dit deel van die lewe is. Elke geslag beleef sy eie kwota aan trauma. Elkeen ervaar verlies ergens in sy leeftyd. En die vraag is, hoe hanteer ons dit? Wat is ons belewenis daarvan? Hoe kom ons bo uit wanneer dit oor ons pad kom? Daarom het dit my teruggevoer na geleentheid in die lewe van die volk Juda, toe Jerusalem deur die wêreldmag van daardie tyd, Assirië, beleer is. Daarom wil ek gedeeltes hier uit 1 Konings 18 uitlees, en ek
wil tog voor die tyd vra, dis vreeslike lang gedeeltes geskiedenis. Maar dat u dit self ook gaan lees terug tot in hoofstuk 16, 2 Konings 16 en 17 en 18 en 19, om meer agtergrond te kry oor die omstandighede van daardie tyd. Dan gaan ons 'n gelyklydende gedeelte ook lees uit Jesaja 37, vers 1 tot 14, en 14 tot 21. In die 14de jaar van koning Hizkia het koning Sanherib van Assirië al die vestingstede aangeval en verower. Koning Hizkia van Juda het toe vir die koning van Assirië in Lakis laat weet, ek het verkeerd gedoen. Trek die manskappe terug, ek sal betaal wat u vra. Koning van die Assiriese koning het koning Hizkia van Juda toe beboet met iets meer as 10 ton silwer en 1 ton goud. Hizkia moes al die silwer wat in die huis van die Here en in die skatkamers van die paleis was afgee. Terselfdertyd moes hy die goudbeslag wat hy self laat aanbring het van die deure van die tempel van die Here en van die deurposte afstroop om die koning van Assirië te betaal. Aan ander woorde, Hizkia betaal die belasting, of eintlik die boete, kom ons sê maar die boete. Maar nog steeds sê die koning van Assirië Jerusalem beleer. En met groot arrogansie daar opgetree, hy laat sy hoofadjudant vir die Hizkia se afgevaardigdes met hulle praat en vir hulle sê, so sê die groot koning van Assirië, waarop berus hierdie vertroue van jou? Jy dink woorde alleen is genoeg vir strategie en militêre mag? Op wie vertrou jy dat jy in opstand is teen my? Jy vertrou op Egipte, op 'n versplinterde riet wat jou in die hand steek en jou seermaak as jy op hom leun. Dit is wat die farao, die koning van Egipte, beteken vir almal wat op hom vertrou. As julle vir my wil sê, julle vertrou op die Here, julle God. Dit is mos hy wie se hoogtes en altare Hizkia laat verwoes het, toe hy vir Juda en Jerusalem gesê het, julle moet net by die altaar in Jerusalem aanbid. Wil jy 'n ooreenkoms aangaan met my, die koning van Assirië? Ek gee jou 2000 perde. As jy die ruiters vir hulle kan, sal jy die ruiters vir hulle kan voorsien? Hoe sal jy weerstand kan bied teen een gouverneur, een van my koning se onbelangrikste amptenare? Dan vertrou jy op Egipte vir strydwaans en perde. Met ander woorde, hy dryf die spot met Hizkia en met Juda, met die mense van Jerusalem. Ons gaan verder lees. Dit het ook nog verder aangegaan. Hy het voortgegaan met sy dreigemente. Soveel so dat die afvaardiging van Hizkia wat met hom onderhandel het, vir hom gevra het, en jy kan dit verder aan in hierdie hoofstuk gaan lees. Praat met ons in julle taal, Aramees. Maar moenie Judees praat, sodat al die manskap op die muur dit kan verstaan. En moedswillig soos wat hy was, het hy gaan hard skreeu in Judees, met ander woorde Hebreëus. Luister wat die groot koning sê, die koning van Assirië.
So sê die koning, moenie dat Hizkia julle mislei nie. Hy kan julle nie uit my mag red nie. En moenie dat Hizkia julle en moenie dat Hizkia julle op die Here laat vertrou nie. Hy sê, die Here sal ons sekerlik red. Die stad sal nie oorgegee word in die mag van die koning van Egipte nie, van Assirië nie. Jammer. Dan blaai ons na Jesaja 37. Jesaja 36 is eintlik maar amper woordeliks dieselfde as van 1 Konings 18. Toe koning Hizkia dit hoor, het hy ook sy klere geskeur. Hy het rouklere aangetrek en is na die huis van die Here toe. Daarna stuur hy die paleisbestuurder Eljakim, die staatssekretaris Sebna en die leiers van die priesters, almal in rouklere na die profeet Jesaja, seun van Amos toe. Hulle het vir Jesaja gesê, so sê Hizkia, dit is 'n dag van rou. Ons is in die moeilikheid en ons is verneder. Ons is soos vrouens wat in kraam is, maar nie die krag daarvoor het nie. Miskien sal die Here u God let op die woorde van die hoofadjudant wat deur die Assiriese koning gestuur is om die lewende God te smaak. Miskien sal die Here u God hulle straf oor wat hy moes aanhoor. Bid tog vir die klompie van ons wat nog oor is. En is dit nou nie ook maar ons gebed nie. En dan gee Jesaja vir hulle die goeie nuus. Hy sê, moenie bang wees vir wat jy gehoor het nie. Hoe die amptenare van die koning van Assirië my gelaster het nie. Ek gaan hom onrustig maak, sodat hy na sy land toe terug sal gaan, wanneer hy 'n berig daarvandaan kry. Ek sal hom in sy eie land laat doodmaak. En dit behoort Hizkia tevrede gestel het, gerus gestel het. Want inderdaad word Sanherib sy aandag afgetrek en onttrek hy sy leer rondom Jerusalem, omdat hy op 'n ander plek moes gaan keer. Maar hy skryf 'n brief aan Hizkia. Sê vir koning Hizkia van Juda, moenie dat jou God op wie jy vertrou jou mislei met die versekering dat Jerusalem nie in my mag oorgegee sal word. Jy het mos gehoor hoe die konings van Assirië die een land na die ander verwoes het. Sal jy dan vrykom? Kon die gode van die nasies wat deur my voorgangers uitgedelg is hulle red? En dan noem hy die name daar. Hizkia het die briewe wat die gesandte gebring het, gevat en gelees. Daarna het hy na die huis van die Here toe gegaan en die briewe in die teenwoordigheid van die Here oopgesprei. Toe het hy tot die Here gebid, Here, almagtige God van Israel, U wat oor die gerubs troon, U alleen is God, oor al die koninkryke van die aarde. U het hemel en aarde gemaak. Hoor tog, Here, luister. Kyk tog, Here, let tog op. Jesaja, seun van Amos, en ek lees nou verder by vers 21, het vir Hizkia 'n boodskap gestuur. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou gebed oor die koning van Assirië, oor koning Sanherib van Assirië verhoor. En jy kan dan nou verder gaan lees. Terwille van die tyd wil ek nie daardie tyd in beslag neem. Daarom, geliefdes, in die lig van wat ons gelees het en in die lig van ons eie situasie wat ook benard is die tema van ons prediking vanmôre.
reaksies in die aangesig van nood. Ons het nou eintlik maar gelees wat die bedreiging was, wat die volk Israel moes beleef. Koning Sanherib was op daardie stadium die koning van Assirië, en hy was op die toppunt van sy mag, en hy was eintlik, sy hoofdoelwit was om Egipte te gaan verower. Al die kleiner state op pad na Egipte toe, het hy reeds tot oorgawe gedwing. Ook die 10 stamme ryk gesetel in Samaria, het hy kort tevore, en jy sal dit selfs in 2 Konings 18 kan lees, net voor die gedeelte wat ons begin het hy in ballingskap weggevoer na Assirië. Juda onder leiding van Hiskia het voorheen reeds aan Sanherib belasting moes betaal, omdat Hiskia se vader, die koning van Assirië, om hulp gevra het om hom van 'n ander bedreiging te help. En daarom was daar 'n ooreenkoms met hulle. Maar ja, Hiskia wou toe hierdie ooreenkoms verbreek. En daarom het Assirië Juda eintlik dan nou kom straf oor hy ongehoorsaam was. En het ons nou gelees in 2 Konings 18 dat hy vir Hiskia beboet het met 'n groot som silwer en goud, sodat Hiskia selfs al die tempelskatte wat nog oor was nadat koning Agas, Hiskia se vader, ook alreeds die goud en die silwer van die tempel aan hom oorbetaal het. Hy moes dit gaan stroop uit die tempel om die gewig op te maak om 1 ton goud aan Sanherib te betaal. Maar daar benewens trek Sanherib op na Jerusalem en beleer dit. Hiskia stuur sy hoofamptenare om met die hoofadjudant van die Assiriese leer te onderhandel, wat met groot bravado en arrogansie in die taal van die volk Israel, of dan nou van Juda, met hulle praat, om paniek te saai onder die soldate. En hulle Hiskia sodanig dan nou moet oortuig om oor te gee, omdat dit dwaas sou wees om weerstand te bied, omdat hulle nie selfs die mannekrag het om 'n berede mag op die been te bring. Daarom spot die hoofadjudant van die Assiriese leer. Nie een van die kleiner staatjies kon standhou teen die koning van Assirië nie. Waarom sou Jerusalem dan slag? Selfs nie die gode van hierdie volkere kon standhou nie. Waarom sou die God van Hiskia dan nou teen hom kon standhou? So word die heiligheid van God ook aangetast. Word hy gelykgestel met die afgode van die ander volkere. Hiskia se godsdienstige hervormingsplan, wat deur sy vader omvergewerp is, om die ware God van Israel op die regte manier te aanbid, het Hiskia weer in ere kom herstel. En selfs die tempeldiens wat toegesluit was, is herstel.
Daarom was Sanherib verkeerdelik van mening dat Hizkia afvallig geword het van God. Klink dit onbekend in ons omstandighede? Dit klink amper asof hierdie gebeure in Suid-Afrika afspeel, nie waar nie? Nie baie lank gelede nie, het die leier van die rooi pette met groot bravado en arrogansie gespot met die Christene, wat in vrees gebedsgroepe stig, wanneer hy praat. 'n nuwe wetsontwerp wat kerkleiers wil muilband om nie vrylik te sê wat die Here op hulle harte druk nie, is onlangs gesirkuleer vir openbare mening. Paniek en verwarring word doelbewus deur selfaangestelde beterweters gesaai, deur uiteenlopende rigte op sosiale media onder oningeligte lesers met vals nuus oor alles en nog wat te bombardeer. Soveel so, dat 'n mens naderhand nie meer weet wat om te glo nie. Daarby goedkoop beloftes. Beloftes dat dit met hulle beter sal gaan as die benarde omstandighede waarin ons onsself op die oomblik bevind. Beloftes van 'n nuwe staat eers binne Suid-Afrika. Daarom, geliefdes, is dit nie snaaks, is dit nie vreemd dat ons ook maar natuurlike reaksies op al hierdie gebeure in ons land het nie. Net soos in die tyd van Hizkia. Onmiddellik was daar by die bevelvoerders die vrees vir paniek. Daarom vra hulle, praat met ons Aramees, sodat ons soldate nie kan hoor wat gesê word nie. Maar ook persoonlike inherente vrees. Hizkia se amptenare wat hy uitgestuur het om met die bevelvoerder van die leer te gaan praat, het hulle klere geskeur as teken van vrees en van radeloosheid. Wanneer hulle na Hizkia toe kom, dan sien ons ook by hom dieselfde reaksie, dat hy sy klere skeur van magtelose vrees en paniek. En hy stuur sy mense na Jesaja toe en sê, ons is in die moeilikheid, en ons is verneder. Ons is soos vrouens wat in kraam is, maar nie die krag daarvoor het nie. Jesaja 37 vers 3. Daarom, geliefdes, ook ons reageer met al hierdie natuurlike reaksies. Kan jy onthou verlede jaar na die aankondiging van die noodtoestand, hoe dat baie mense hulle opnuut tot God gekeer het uit vrees vir die onbekende vyand van COVID-19, wat daagliks stilte tyd gehou het en gebid het. Paniek aankope van kos en bederfbare produkte, toiletpapier en selfs drank. Ander weer het dit opwindend gevind. 'n lekker vakansie, betaalde vakansie van 3 weke by die huis. Want op daardie stadium was daar nog nie baie infeksies en baie sterfgevalle nie. Nie soos in vergelyking soos met nou nie. Sommige het daarom 'n rede gehad om niks te doen nie. Ander het die tyd gebruik om kreatief te wees, soos byvoorbeeld om 'n groentetuin aan te lê en ou stokperdjies te beoefen. Maar
COVID het ons ook geleer om opnuut te innoveer, nuwe maniere van kommunikasie te bewerkstellig en dat ons selfs van die huis af kon werk. Groot kantoorblokke wat nou eintlik leeg staan. Ander het nuwe geleenthede gesien om geld te maak. Beroepe wat nooit voorheen bestaan het nie, het intussen ontwikkel. Kort daarna het die verslapping van die maatreëls plaasgevind, wat mense weer laat terugstak het in hulle gemakszones. En mense selfs onverskillig gemaak het, sodat hulle nie meer die protokol nagekom het. En die onsigbare vyand het maar weer in 'n tweede vlaag weer in Desember sy tol begin eis. Vergete was daar die aanvanklike toewyding aan God. Want die groot bedreiging is mos nou eintlik verby. Maar niemand van ons het voorsien dat dit so lank sou duur nie. Nou weer met die uitbreek van die derde golf en die nuwe aanpassings van die noodmaatreëls het mense weer noodaankope vir maande se voorrade gaan doen. En toe kom 'n tweede vyand by. 'n Protesaksie wat vir mense die verskoning gee om openlik te steel. Mense wat voorheen ontwapen was, is nou teikens, is sagte teikens. Ander wie se lisensies in orde was, het hulle self bewapen en ammunisie gaan aankoop. Dit is nie verkeerd nie, maar as dit al is waarop mense vertrou, eie krag, eie kundigheid en mag, daagliks word politieke kenners en veiligheidsraadgewers gekonsulteer vir hulle menings oor wat die regering behoort te doen. Maar nêrens hoor ons die stem van godsdienstige leiers wat gekonsulteer word nie. Wat is daarom, geliefdes, die regte reaksie wat mense moet uitvoer? Hizkia se bevelsgroep roep die raad van God se verteenwoordiger Jesaja in. Jesaja stel hulle gerus dat Jerusalem nie in die mag van Sanherib sal val nie. Dat sy aandag van Jerusalem afgelei sal word om op 'n ander front te keer. Maar dat hy in sy eie land deur sy eie seuns in 'n gruwelmoord sal sterf. Maar dan waarsku Sanherib in hierdie keer op skrif weer, moenie dink Hizkia, moenie dink dat ek van Jerusalem vergeet het nie. En moenie dink dat God jou uit my hande sal kan ruk nie. My statistiek records bewys dat niemand teen my kan standhou nie. Weer eens begin Hizkia dan twyfel van angs oor Sanherib se arrogansie.
maar in sy angs doen hy dan tog die regte ding. Deur nie net tevrede te wees en net deur 'n geestelike leier getroos te word nie, alhoewel dit die regte troos was, maar om voor God te gaan verootmoedig en self tot God te bid. En daarom gaan sprei hy die briewe wat aan hom geskryf is. Kinderlik gelowig voor die Here neer. En hy bid 'n kinderlike gebed. Here, Almagtige, God van Israel, U wat oor die gerubs troon, U alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Hoor tog, Here, luister, kyk tog, Here, let tog op. Red ons uit die mag van die Assiriese koning. Met ander woorde, hy fokus op die probleem. Wanneer mense, dit kan ons leer uit die geskiedenis van Hizkia. Wanneer mense met so 'n gesindheid van ootmoed, opregtheid en afhanklikheid na die Here toe kom, dan raak dit sy hart aan. En dan is God bereid om sy hart weer sag te maak. Hoor en luister dan. Sien en let dan op. En dan tree hy op. Dit is wat God doen. As mense so te kom bid. En dan laat hy deur Jesaja vir Hizkia hoor. Ek het jou gebed oor Sanherib van Assirië gehoor. En dan tree God op 'n wonderbaarlike manier op twee maniere in. Eers trek hy Sanherib se aandag af, dat hy moet onttrek. Wanneer hy terugkom, sonder dat een soldaat 'n pyl hoef te skiet, en sonder dat een teenstander met 'n swaard kon aanval, tree God in en tref hy die Assiriese leer met alle geweld en met alle mag. Op 'n misterieuse wyse sterf 185 soldate in een nag. Gaan lees dit. Ons weet nie hoe nie. Maar dit is nie ons probleem nie. Hizkia het sy probleem vir die Here gegee, sonder om te bekommer oor wat God gaan doen. Al wat hy sien is die resultaat. En is dit nie wat ons ook wil sien. Daarom, geliefdes, is dit ook wat ons in hierdie omstandighede moet doen. Om in kinderlike afhanklikheid en geloof na die Here toe te gaan met hierdie probleem van sowel die virus as die oproermakers wat hand uitgeruk het. Kom ons gee ook hierdie probleem vir die Here. En kom ons doen wat Hizkia gedoen het. Om die briewe voor ons probleem voor Hizkia, voor die Here oop te sprei. En ek het dit vir u voorberei en ek gaan dit ook letterlik vandag doen om ons probleme van die oomblik voor die Here oop te sprei en te bid
dat hy vir ons sal hoor. Soos wat ons voorvaders ook met die slag van bloed en vuur, hulle voor die Here oopgestel het en gebid het, en die Here hulle gebede gehoor het. Want wat sê die Here vir ons in sy woord? Matteus 6:27 sê, trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Petrus 5:7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En as ons dit doen, geliefdes, as ons hierdie probleme van ons vandag ook voor die Here oopsprei, dan sal hy ook vir ons gaan intree. Ervaar dan, as ons dit doen in opregtheid, ervaar dan die gemoedsrus van Psalm 3:6, waar hy sê, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Amen. Kom ons bid. Here, ons God, ons wil bid vanmôre en ons wil dieselfde doen as Hiskia. En sê, Here Almagtige, God van Israel, God van deur ons Here Jesus Christus, is U ons God. U wat oor die gerub stroom. U alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. U wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, hoor tog. Here, luister. Kyk tog, Here. Let tog op. Let tog op na die omstandighede van ons hier aan die suidpunt van Afrika. Here, let op die bedreiging wat ook op al die bedreigings wat ook op die oomblik hier in ons land hoogtyd vier. Ja, soos wat Hiskia gesê het. Hoor tog, Here, luister tog. Kyk tog, Here, let tog op. Sien ons asseblief in genade aan. Ons wil, Here, ons sondes voor U bely. Ons volk sondes. Here, dat ons afvallig geraak het soos die volk Juda in die tyd van Hiskia se vader. Dat daar soveel ander dinge is wat meer aandag geniet as wat ons aan U bestee. U sê vir ons ook in die woord, soos wat in Openbaring ook van die gemeentes geskryf word, Here, dat ons U nie meer so lief het soos in die begin nie. Daarom, Here, kan ons nie anders as om ons voor ons te verootmoedig nie. Here, kom lê ons hierdie briewe ook voor U. Sprei ons dit voor U oop. Hoor tog, Here. Luister tog. Kyk tog, Here. Let tog op na ons omstandighede. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus,
Hy deur wie ons kan bid, en hy wat by ons intree, waar hy langs U op die troon sit. Hy wat gesê dat ons sy naam mag gebruik, wanneer ons tot U bid. Hoor tog, Here, luister tog, kyk tog, Here, sien tog raak. Amen. Liefdes, kom ons sing dan ten slotte liedboek 4, 6, 7. God self stel daarom werke. Als stormwoord van stand, hy sterk ons swakke kragte, al veg hy met sy lus, die vos van duisternis, ons vrees geen dood of hel, sy vonnis is bevel. Sy val te wagte. Vaste burg is onse God, ons skuil in hom die sterke. Liefdes, mag God in ons gedagtes wees, en hoe ons dinge verstaan. Mag God in ons oë wees en hoe ons na dinge kyk. Mag God in ons monde wees en alles wat ons sê. Mag God in ons harte wees en in ons manier van dink. Mag God by ons wees, oral waar ons gaan, tot die einde toe. Amen.